Goeiemiddag julle. Vandag gaan ons weer 'n swaatjie van geloof doen. En vandag wil ek bietjie met julle gesels oor lyding. En nee, dis nie die lyding soos as 'n mens swaar kry nie, maar hierdie lyding is die wysige lyding wat die Here vir ons gee en dit wat hy vir ons offer. So kom ons kyk, wat is lyding? Lyding is ook 'n geskenk van God af. Lyding is meer as om te weet watter pad om te neem. Dit is om God se wysheid te vertrou, sy leiding te soek en in geloof te wandel. Die Bybel leer dat God ons uiteindelike gids is, wat ons deur die lewe se onsekerheid lei en ons stappe volgens sy perfekte wil vorm. So kom ons kyk so 'n bietjie na Bybelverse in die Bybel wat praat oor lyding. As ons gaan kyk na Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê dit: Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dan Psalm 32 vers 8 sê: Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. En dan Jesaja 30 vers 21 sê: En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. En Jakobus 1 vers 5 sê: En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. En dan Psalm 119 vers 105 sê: U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. So dan gaan kyk ons na 'n hele paar Bybelfigure wat ook leiding ontvang het van die Here af. Ons kyk na Abraham. Hy het God se oproep gevolg om sy vaderland te verlaat, vertrouend op goddelike leiding in Genesis 12 vers 1 tot 4. En dan Moses, hy het Israel uit Egipte gelei, staat gemaak op God se leiding deur kennis, wonderwerke en direkte openbaring in Eksodus 3. En dan Dawid, hy het God se raad gesoek voordat hy besluite geneem het en het vertroue in goddelike wysheid getoon in 1 Samuel 23 vers 2. En Paulus, hy het die Heilige Gees se leiding in sy sendingsreise gevolg en getoon dat lyding deur geloof en gehoorsaamheid kom in Handelinge 16 vers 6 tot 10. So hier leer ons alles van as ons net na Liewe Jesus toe gaan en net eers vir hom gaan vra, moet ons daar gaan, moet ons daar gaan, moet ons daar gaan, moet ons dit doen, moet ons dit doen, moet ons dit doen. Hier leer die Bybel vir ons van hoeveel deurbrake, hoeveel voorspoed en hoeveel seëninge kan 'n mens ontvang as jy regtig deur die leiding van die Heilige Gees wandel en handel. So kom ons kyk na 'n paar belangrikhede van leiding in die Bybel. Leiding is noodsaaklik om wyse besluite te neem, slaggate te vermy en God se doel te vervul. Die Bybel beklemtoon God as ons gids in Psalm 48 vers 14. Want hierdie God is ons God vir ewig en altyd. Hy sal ons lei tot die einde toe. En dan leiding deur gebed. Filippense 4 vers 6 sê: Moedig gelowiges aan om God se leiding deur gebed te soek. En dan leiding deur wysheid. Spreuke 11 vers 14 sê: As daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk, maar in die veelheid van raadgewers is redding. En dan leiding deur die Heilige Gees in Johannes 16 vers 13. Beloof dat die Gees gelowiges in die waarheid sal lei. So nie net het ons Bybelverse wat vir ons sê hoe om die leiding van die Here af te ontvang nie. En nie net het ons hierdie figure uit die Bybel wat konstant die Here se leiding gekry het nie, maar ook die belangrikheid van leiding deur jou gebed, jou verhouding en deur die Heilige Gees met Abba Vader. Wat het Jesus vir ons geleer oor leiding? Jesus het geleer dat leiding deur geloof,
wysheid en vertroue op God kom. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my. Matteus 7 vers 7, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan Lukas 6 vers 12 tot 13, voordat hy sy disippels gekies het, het Jesus die nag in gebed deurgebring en die belangrikheid daarvan getoon om God se leiding te soek. So ewen liewe Jesus het, toe hy die disippels gekies het, die leiding van Abba Vader geraadpleeg om die regte besluite te maak. En dan Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal ook vir julle gegee word. Jesus het nie net oor leiding geleer nie, maar dit geleef, voortdurend die Vader se wil gesoek in alles wat hy gedoen het. So hoe kosbaar is dit nie om te weet dat liewe Jesus nie eers selfs die 12 disippels gekies het, sommer net randomly nie. Hy het eers Abba Vader se goedkeuring gaan kry, en eers by Abba Vader gaan stil word om te weet of dit die regte keuse is wat hy moes maak. So ook in deur baie dinge in sy lewe het hy eers vir Abba Vader geraadpleeg. En dit is 'n baie groot voorbeeld wat ons kan volg vandag. As ons, ek dink, as ons 'n hele paar persoonlike besluite in ons lewe eers vir die Here gegee het en eers, ek sê altyd, die groen lig gekry het van die Jesus af om dit te kan doen, so baie dinge in ons lewe baie anders gewees het. Maar ja, 'n mens neem besluite soms uit jou eie uit. Maar dit is nooit te laat om na die Bybel toe te draai en om na die Heilige Gees te gaan en te sê, Here Jesus, gee my die groen lig vir elke besluit wat ek in my lewe maak, sodat ek die seëninge daarvan kan dra. My laaste besinning aan julle oor leiding is, leiding is 'n goddelike geskenk, 'n belofte en 'n pad na wysheid. Wanneer ons God se leiding soek, lei hy ons met liefde, duidelikheid en doelgerigtheid. Mag sy leiding jou reis verlig en vrede in jou hart bring. Dan wil ek net afsluit, net met so 'n kort gebed wat jy kan bid. Hemelse Vader, ek soek u wysheid en u leiding in alles wat ek doen. Lei my op die pad wat ek moet gaan en help my om op u perfekte plan te vertrou. Wanneer ek onseker voel, herinner my daaraan dat u my gids is, my toevlug en my krag is. Laat u stem duidelik wees en u teenwoordigheid my vertroosting wees. Mag ek in geloof wandel, wetend dat u leiding nooit faal nie. In Jesus se naam. Amen. So ja, julle gaan kry die groen lig by Abba Vader as julle besluite in julle lewe maak, of 'n rigting moet volg, of onseker is. Gaan word stil, gaan in die berg in, gaan in die woestyn in, gaan in jou binnekamer in, en vra Abba Vader, liewe Jesus en die Heilige Gees, om deur hulle wysheid vir jou die regte leiding te gee, vir dit wat ook al jy moet besluit. Mag hierdie inspirerend vir julle wees, en ja, mag julle die konsep van leiding as 'n geskenk verstaan vandag. Wees geseënd en gesalf.